is dan 7 Maart 2026, lesing 102, nog steeds van die groot Johannes Evangelie waar ons lees, boek 3. En ons is nou by hoofstuk 189, die skip in nood in die volle see. Net so terug flits, ons was nou by Yeshua hulle, groepie mense wat in hom staan in 'n verskriklike onweer, haal, reën, wind, orkaan, windsterkte, haalkorrels so groot soos 2 vuiste, maar hierdie mense staan in die storm, kom niks oor nie. Die ander wat gehardloop het en onder tafels gaan skuil het en onder tente, hulle het almal nat geword, maar nou staan hulle en hulle kyk nou na die storm wat nou amper uitgewoed is. En dit is waar ons dan nou verder lees. 'n Skip in nood in volle see. Ek roep egter die engel, dit is nou vir Raphael, en terwille van die gaste en leerlinge sê ek hardop aan hom. Daar bevind hom op see 'n taamlik groot oordekte skip, met 20 manne en vroue, die 8 skippers nie ingereken nie, in groot nood. Die skip het toe die storm opgesteek het, aan die ander oewer gelê, nie ver van Genesaret af vasgemeer nie. Maar toe die storm draai en in krag toegeneem het hierdie skip, wat vir die afvaart gereed gelê het, losgeslaan van die oewer af, en het dit met onweerstaanbare krag na die oop see gedryf. Die skippers en die reisigers het gedoen wat hulle kon, en het daarby bykans tot die einde van hulle kragte gegaan, om nie te sink nie. Nou staan dit op die punt om deur die see verswelg te word. Staan dus op en red hulle, maar nie op 'n manier wat vir hulle te onverstaanbaar sal wees nie. Maak 'n boot los en vaar soos 'n bedrewe loods die skip wat in nood is te hulp, en bring dit hierheen, want die skip was tog al vir Caesarea Philippi bestem. Na my woorde verlaat die engel oombliklik ons geselskap, maak 'n boot los wat vol water gestaan het, maar dit het Raphael gou tot die laaste druppel oorboord gegooi, en vaar daarna so vinnig soos 'n pyl die geweldige orkaan tegemoet en bereik binne 'n paar oomblikke die skip wat in nood verkeer. Nou, as ons na hierdie verhaal lees, of as ons hom lees, dan moet ons nou nie vergeet, waar is ons in ons profetiese beeld nie. Die storm het ons nou geïdentifiseer wat in hierdie lokaliseerde plek plaasvind by Caesarea Philippi, stel die wêreld aan die einde voor. Wanneer Caesarea Philippi dan eintlik die hele wêreldstede gesamentlik is, die hele Babylon, wat dan vernietig was deur 'n brand, deur boosheid van die priesters, wat veroorsaak het dat die stad afgebrand is deur die inwoners, en nou kom hierdie geweldige storm op die see, wat dan ook vir ons wys, dit is 'n stormagtige tyd, wat ons tegemoet gaan, waar die see die tale, volke en nasies voorstel, saam met alles wat daarmee gepaard gaan, hulle geloof, hulle politieke bestelle, hulle finansiële instellings, en hulle absolute wêreldse manier van leef. En dat hierdie groepie mense wat by Yeshua staan, stel die bruid voor aan die eindtyd, wat by hom skuiling sal soek, en wat nie geraak word deur die storm nie. Nou wat stel 'n skip dan voor, wat in moeilikheid is? Dit is 'n organisasie, hoofsaaklik sien ek in hierdie verhale 'n geestelike organisasie, wat in nood is op hierdie geweldige storm, en nou deur Yeshua 'n opdrag gegee word aan 'n engel om hulle te help. En ek glo ons almal wat hier sit, glo aan die werking van engele elke dag in ons lewe, en glo dat engele ook vir ons baie dinge doen, wat ons nie eers agterkom dat hulle dit gedoen het nie, maar baie erger dinge kon gebeur het.
'n vriend van my, 'n broer wat in hierdie gemeente was, het vir my eendag vertel hoe hy afgery het in baie reënerige weer, was hy op die N3 op pad Durban toe. En jy kon baie swak sien. En daar het 'n situasie gebeur waar 'n groot trok, 'n Interlink, in die voorste baan 'n ander trok probeer verbygaan het. En hy het reg van vooraf op hom afgekom. En al wat hy onthou sê, dit was soos in 'n flits, maar hy weet hy moes dood gewees het hy die onderstel van hierdie trok bo oor hom sien gaan. Hy kon die wiele sien en sekere van die goed van die onderkant van die lorry. En hy het verder voortgery. Nou as dit nie 'n Engelse teenwoordigheid is nie, dan weet ek nie. En ek het geen rede om daardie oorlede oom nie te glo nie, want hy was 'n geweldige, diep gelowige man. En selfs in jou lewe het jy dalk al baie gesê, Jesus, maar ek was gelukkig. Maar daar was daar niks geluk betrokke nie. Jy was so geseënd dat Vader se engel 'n opdrag gekry het. Want 'n engel doen niks sonder die opdrag van die Vader, Yeshua, die Vader wat een is nie. Niks. So hy bekommer hom oor jou. En die woord geluk moet ons ook baie min gebruik, want ons gee eer aan die geluksgodin. En die woord luk of luk kom van die woord Lucifer af. En enige iets wat jy aan die geluk oordra, of die eer aan geluk gee, gee dit eintlik aan Lucifer, sonder dat jy nou geweet het dat die woord daarvan afkom. Maar daar is nie geluk in ons lewe en ongeluk nie. Daar is die seëning, en as jy jou rug op die seëning draai, dan haal die vloek jou in. En dan kom die vloek oor jou, wat jy self oor jou bring. As jy gaan rondlê in plekke waar jy nie moet wees nie, en jy siektes optel, wie se skuld is dit? Is dit Vader wat jou straf? Want dis wat ek al baie hoor. Hierdie Vader het my gestraf met hierdie ongeneeslike siekte. Maar wat soek jy daar, waar daai siektes uitgedeel word? Want dit was definitief nie vir jou nodig om daarin te gaan nie. Jou wêreldse begeertes het jou daarna gedryf. So is baie van hierdie dinge vir ons. Dis is hierdie skip stel dan aan die einde van die tyd sekerlik gesamentlik organisasies wat dan op die dobberende see is, nie weet dat Yeshua daar naby is nie, maar tog nog deur hulle gehelp word. Toe die erg in nood verkerendes die loods sien, val hulle op hulle knieë, dank Elohim en sê, dit is geen normale loods nie. Dit is 'n egte engel wat Elohim in antwoord op ons gebede gestuur het, om ons te red. Hy sal ons almal sekerlik red. Raphael vra hulle vir die skyn. Waar wil hy heen in hierdie storm? Hoekom vir die skyn? Omdat die engel alles weet, omdat Yeshua alles weet. Die in nood verkerende sê, ons wil na Caesarea Philippi, maar eers na die storm. Die storm het die skip egter weg van die oewer afgeslaan en het ons met groot krag hierheen gedryf. Ons weet nie waar ons onsself bevind nie, want deur die digte reën sien ons aan geen enkele kant 'n oewer wat dit vir ons bekend voorkom nie. Moet ons nog ver gaan om ons doel te bereik? Raphael sê vir hulle, nie met hierdie wind nie, maar omdat die reën en die storm seker bykans nog 'n halfuur kan aanhou, en u eers nog die hoë branding moet deur, waarin u reddeloos verlore sou wees, kom ek, die mees ervare en moedigste loods, om u en die skip na veiligheid te bring. Is daar baie water in die skip? Die skipper sê, behoorlik baie. Maar na 'n paar tellings het die water wat die skip binne gedring het, tot die laaste druppel verdwyn, en die skipper sê aan die vriendelike loods, maar dit is tog baie merkwaardig. Kyk eers, edele jong loods, ons het ons so ver vergis. Daar het geen druppel water in ons goed oordekte skip gedring nie.
Eers het ons gedink dat ons vreemd genoeg wel water in ons skip ontdek het, maar dit sou wel 'n vergissing gewees het, as gevolg van ons verstaanbare angs. Want nou ontdek ons nêrens ook maar 'n druppel water nie, wat toch werklik heel merkwaardig is. Ja, alles wat Jahwe doen, is wel altyd 'n wonder, maar dit is toch wel iets wat vreemd, dat daar nou met hierdie reënvloed geen druppel water in ons oordekte boot te vinde is nie, en u oop boot nauweliks nat is. Toe sê die reisigers aan die groep skippers, praat toch nie soveel verniet nie. Dit is toch oorduidelik Elohim, God se barmhartigheid, waarvoor ons hom allereers 'n baie welgevallige dankoffer moet bring. En die jongmoedige loods is 'n hemelse loods. Kyk net hoe die reën nog bakke vol uit die hemel val, en die golwe soos berge om ons heen opreis, terwyl ons skip, sowel as sy boot, so rustig voortswewe asof die see so glad is soos 'n spieël. En nog ons skip, nog op sy boot val daar maar een reendruppel nie. So dieselfde gebeur met hulle wat by Joshua en die klompie mense wat om hom staan gebeur het. Ook die bliksem suis en knal soos vrolike eendagsvliee om ons heen. En geen een van die blinkende en krakende bringers van die dood doen iets aan ons nie. Kyk, dit is 'n genade, en deur ons almal heeltemal onverdiende genade van bo. Die skipper sê aan die reisigers, ja, dit is so. Dit is 'n wonder. Dit is 'n egte genade van bo. Ons is gered. Kyk daar. Ons sien die oewer al digby. 'n Groot aantal mense staan ondanks die geweldige reën aan die oewer. En kyk, almal swaai ons al 'n baie vriendelike welkom toe. O Jahwe Elohim, hoe groot is u en heerlik is u ook in die storm vir diegene wat u altyd geëer en geprys het, en u altyd met vreugde die voorgeskrewe offer gebring het. Ewige eer aan u heilige naam alleen. So duidelik kom 'n mens agter dat ons hier te doen het met reisigers en skippers wat wel in die Judeese geloof ingewy is. Hulle is definitief vervreemde Israeliete, of ek dink verder sal ons sien vervreemde Judeërs wat in 'n ander land gewoon het, en wat op pad was vir sake na hierdie Caesarea Philippi toe. Maar hulle erken nou dat dit Vader was wat hulle 'n engel gestuur het en hulle van die gewisse dood gered het. Na hierdie woorde vaar hulle langsaam na die oewer, en ek gebied nou in die geheim. Ek is natuurlik Joshua, die storm om homself in te hou en heeltemal op te hou. En vinnig hou alles op, en dit word so rustig asof daar nooit 'n storm was nie. Die skip bereik die oewer maklik, en die reisigers word aan land gebring. Toe die reisigers aan land kom, ken hulle verbasing geen grense nie, toe hulle alles daar sien nie. Van die storm en die wolkbreek is niks meer te herken nie. Die oppervlak van die see is so glad soos 'n spieël, en die hemel is wolkloos. Slegs baie klein skaapwolkies tooi hier en daar in die rooi lig, die blou agtergrond van die hemel. Want die son het reeds agter die berge verdwyn, en het op die aarde, daar waar ons onsself bevind het, slegs 'n heerlike aandskemering as aandgroet agtergelaat. Die oewer waar die reisigers aan land kom, is heeltemal kurkdroog. Al die gaste wat by my aanwesig was, lyk baie opgewek en vriendelik. En ons ou Markus ontvang hulle uitermate vriendelik, en vra ook dadelik of hulle dalk iets wou drink of eet, omdat hierdie stormagtige oortog hulle wel baie vermoei het. Kortom, dit het so 'n geweldige invloed op die reisigers gehad, dat hulle van pure verbasing glad nie kan hoor of sien van wat daar om hulle gebeur het nie. Onthou nou die plek waar Joshua met sy leerlinge en vriende is 'n kuuroord.
ek weet nie wat is vandag se term vir 'n kuuroord nie. Maar dis 'n plek waarheen jy gaan, daar's baddens en krye medisyne waarvoor jy dan genesing kry, die baddens is genesing. En dit is waar hierdie ou Markus nou sy plekkie het. En waar Joshua dan nou kamp opgeslaan het, kan 'n mens sê. Nou hierdie ouens is baie verbaas oor alles, want daar niks met hulle plek gebeur nie. Nie 'n stukkie grond weggespoel nie, nie 'n boom is beskadig nie, en die mense staan nog in die oop veld of op die strand. Hoofstuk 190, die Judeese koopmans uit Persië. So dit is manne van Juda, wat in 'n ander land in Persië is vandag Iran, gebly het, en nou teruggekom het, en gevaar het na Caesarea Philippi. Toe hulle 'n bietjie van hulle buitengewone verbasing herstel het, vra een van die reisigers, waar is ons loods nou, sodat ons hom kan vra wat ons aan hom verskuldig is. Dit is tog beslis geen kleinigheid, om hom aan so 'n gevaar bloot te stel om 'n skip met reisigers te red nie. Ek neem aan dat Raphael die engel moes die skip geroei het na hulle toe, want daar was nie boot engines daai tyd nie. Hy moes sy eie krag gebruik en hy sou nie van 'n seil gebruik maak nie, omdat die wind te sterk was. En hy het dan so bonatuurlik vinnig by hulle uitgekom, wat natuurlik vir 'n engel nie onmoontlik is nie, want hulle is geestelike wesens ver verhewe bo ons menslike denke. Hulle vermoëns gaan ons denke ver te bo. Ons kan nie dink wat hulle als in staat is om te doen nie. So hierdie is eintlik nie so 'n groot job gewees nie. Maar toe kom die skippers na die reisigers toe en vra hulle of hulle vir die terugvaart 'n nag en 'n dag hier moet vertoef, en of hulle nou met 'n rustige see sal terugvaar na die ander oewer, wat in 'n reguit lyn nog altyd 5 tot 6 uur van hierdie plek verwyderd gelê het. Die reisigers deel die skippers egter mee dat hulle vir hulle moet wag tot hulle dinge in Caesarea Philippi afgehandel het. Markus, die eienaar van die grond, hoor dit en sê aan die reisigers, beste vriende, om na die stad te gaan kan julle julleself gevolglik bespaar, want van die hele stad bestaan daar niks meer as net 'n paar hutte van arme Judeërs, en natuurlik het Vader ook sy hand oor daai hutte gehad, en hierdie plek stel dan nou in die profetiese vir ons die Babyloniese wêreldsisteem voor, wat totaal vernietig gaan word buiten 'n paar gelowige mense wat aan hom trou is en wat self nie in staat is om hulle self te beskerm nie. Hy sê hutte van arme Judeërs en 'n hoeveelheid uitgebrande verlate ruïnes nie. Gedurende die afgelope nag en in hierdie dag het sy die welverdiende en treurige prooi van die vlamme geword, en niemand het kans gesien om die vuur se meester te word nie. As julle iets het om af te handel, moet julle dit nou maar hier doen, omdat die hoogste wêreldlike en ook geestelike autoriteite nou hulle self hier by my ophou. Bring julle net terug dat die hoogste Romeinse gesag van daai gedeelte was Cyrenius, tweede onder die keiser. Hy was ook in hierdie geselskap, en nog 'n paar ander baie groot vername Romeine. Met die berig sit die reisigers 'n baie bedroefde gesig op en sê, vriend, in die geval sal ons ook hier baie weinig kan afhandel, ondanks die allerhoogste wêreldlike en geestelike maniere wat hier aanwesig is. Want ons het belangrike handelsbetrekkinge met die Griekse kooplui van hierdie stad gehad, en hulle het baie by ons bestel, maar die hele laaste aflewering moet hulle nog betaal. Hoe kry ons nou ons geld? Ons is gerekende bewerkers van sy en kameelhaar, en het ook die fynste skaapwol kledingstukke in alle kleure gelewer, en geblomde stowwe vir allerlei tempelgewade.
Hierdie laaste aflewering het 'n waarde van 10.000 pond silwer gehad. Hoewel ons Judeërs is en aan Jerusalem skatpligtig is, lewe ons in Persië, waar ons groot bedrywe het en ons was altyd goed en eerlik. Nou Persië is van daai tyd tot vandag toe nog baie bekend vir die weef van allerlei systowwe en wolstowwe en selfs matte wat baie waardevol is. As jy 'n Persiese mat het, 'n egte een, dan het jy 'n baie waardevolle stuk materiaal. So dit is wie hierdie ouens was. Ons hou die wet van Moses in ons land strenger en presieser as alle Judeërs in Jerusalem. En ons bring die tempel altyd ryk offers. Ons onderhou by ons 'n sinagoge wat in alles wat grootte en pragt aanbetref nie baie minder doen as die tempel nie. So 'n egte aardsjode, maar lyk my van 'n bietjie beter soort as die wat in Jerusalem was. Veral die armes wat die Mosaïtiese geloof toegedaan is ons goeie en liefdadige mense. En ons het, soos bekend, altyd die beste dissipline gehandhaaf en orde gehou. Waarom het Jahwe ons dan so hard en gevoelig gestraf? Kyk, ons sou graag die helfte van die 10.000 pond aan die tempel wou skenk, as ons regmatige geld self sou ontvang. Ja, ons kan bovendien ook die ander 5.000 pond aan die moontlik baie arme geloofsgenote van hierdie omgewing gee, as ons maar net uit die oogpunt van handel en afrekening die hele betaling van die heidene kon ontvang. Markus sê vir hom, ja, beste gaste en vriende, ondanks julle buitengewone aanbod sal dit tog baie moeilik wees. Maar praat eers met opperstadhouer Sirenius, wat nou hier aanwesig is, met nog 3 Romeine, groot maghebbers. Hy kan miskien wel iets doen. Hoekom sou dit onmoontlik wees? Eerstens, as gevolg van die storm het die Grieke ook alles verloor. En sou hulle ook nie eintlik geld gehad het om te betaal nie. En tweedens het ons in die vorige lesing 'n getuienis gekry van hierdie mense se absolute vrekkerigheid en haligheid, en sou hulle nou om daardie redes glad nie vir hierdie mense betaal. Nou sê die reisigers, waar is hy dan? Dan kan ons na hom toe gaan en hom baie eerbiedig ons probleem voorlê. Miskien gebeur daar dan wel weer 'n wonderwerk. Want ons redding deur die jong loods was sonder meer 'n wonderwerk en geen geringe een nie. Maar ons loods het nou verdwyn en kom nie tevoorskyn nie. Daarom kan ons hom nie die verskuldigde reddingsloon gee nie. Markus sê vir hom, daar op die klein heuwel aan die see, waar die opperstadhouer en die ander hooghede hulle self bevind, het die loods hom ook teruggetrek. Daarheen kan julle sonder skroom gaan en alles reël. Maar daar is nog 'n sekere persoon met hoofletter, want dit verwys na Yeshua, gehul in 'n hemelsblou mantel met 'n roosrooi kleed uit een stuk daaronder, en sy blonde hare golf weelderig oor sy skouers. As julle hom vir julle kan wen, kan julle van 'n groot voorreg spreek, want hy kan werklik alles doen, en vir hom is in 'n sekere sin niks onmoontlik nie. Maar dit sal wel moeilik wees om met hom oor julle aangeleentheid te praat. Hoekom? Want dit is 'n aardse aangeleentheid, wêreldse dinge. Die reisigers vra dan, wat en wie is hy dan? Is hy miskien familie van die keiser uit Rome, of dalk ergens koning van 'n groot ryk? Nou sê Markus vir hom, nog die een, nog die ander. Gaan dus maar, en miskien kan julle wel daar agterkom wie daaronder die blou mantel skuil. Nou, hierdie kleed van Yeshua wat nou so mooi beskryf word, het duidelik simboliese betekenis.
En die blou, as ek dit nie mis het nie, is dit vrede. Ja, vrede, ja. Vrede en erns. En die rooi, wat nou, hy sê ligrooi is, so dit is pink, of 'n mengsel van rooi en wit. En rooi is altyd die liefde, en wit is die wysheid. Dis soos diamant en rubijn. Die diamant is wit, deursigtig, sterk, dis wysheid, waar die rubijn sagter is en rooi is en die liefde van die hart voorstel. So sy kleed wat hy het, is duidelik betekenisvol vir wat hy gekom het. Hy is die vredevors wat vir ons gekom het in liefde en in wysheid. En dan het ek nog nooit, soos vandag hulle sê, die Messias kom uit Ethiopië uit. Ek het nog nooit die Ethiopiër gesien met lang blonde golvende hare wat oor sy skouers hang. Dit is nie eers 'n Jood nie. Want die Jode was almal op daai stadium al redelik deur die Babyloniese ballingskap teruggekom het, was hulle al redelik uitgebaste. En daar was nog min ware Judeërs wat werklik nog suiwer was. Maar die Judeese volk van die 12 stamme van die huis van Israel het juis donker hare gehad en donkerbruin, eintlik staan daar in die skrif wynrooi oë. Maar ek weet nie watter stamme die blonde mense nou verteenwoordig het nie, maar Joshua, wat uit die stam van Juda gebore is, uit die maagd Miriam, was 'n hemelsverwekte wese. En dit is hoe hy gelyk het. Laat niemand van julle ooit twyfel daaraan nie. Want hierdie woorde, alhoewel dit nie in die Bybel staan nie, is woorde deur Joshua gedikteer. En jy kan self, daar waar jy sit vandag, besluit of jy dit wil glo of nie. Hier is niks in hierdie woorde wat bots met die skrif nie. En inteendeel is dit baie meer kennis vir ons as wat in die skrif was. Want hierdie verhaal is nie opgeteken deur Joshua om in die evangelies te kom nie. Want die evangelies is 'n beknopte opsomming van kernverse wat jou en my tot redding moet bring, sonder enige vertwyfeling. As hierdie verhaal nou moes in die Bybel gewees het, sou daar weer duisende gewees het en gesê het, ag man, glo jy daar 'n engel is wat sulke goed kan doen, dis belaglik. En glo jy dat Joshua die storms kan gebied en stil maak en sorg dat die storm nie enige iets aan hulle doen nie. Mense is vandag baie meer, lyk vir my, ongelowig as 2000 jaar gelede. 2000 jaar gelede se groot probleem was die bygeloof. Maar nou, die ongelowigheid van die mens vandag weens sy kantige hoë IQ, maak dat hulle eintlik net sulke bygelowige goed glo, waar hulle aan geen almag glo nie. Hulle glo aan geen skepende hand agter alles wat jy sien as jy uit by hierdie deure stap nie. Die skepping verklap tog 'n wonderbaar, wyse skepper wat definitief geweet het wat hy doen. En in al hulle dwaase, hoogwaardige kennis wat hulle dink hulle het, daai waan, kan hulle nie eers 'n grassaadjie maak nie. Ek praat nie eers van 'n lewende pit van 'n boom wat 'n vrug dra nie. Hulle kan nie eers 'n aardwurm saadjie tot stand bring nie. Ons boer met aardwurms, in sekere tyd van die jaar is dit wit, van klein kolletjies, kleiner as 'n korreltjie koekmeel. Dan is dit hierdie goedjies, dan lewe hulle. Dan word hulle 'n wurm. Die mens kan niks van dit doen nie, maar hy waan hom om 'n uitspraak te maak dat alles deur chaos ontstaan het en 'n Big Bang.
As jy vir hom sê, nou maar hierdie selfoons het ontstaan deur 'n Big Bang, dan sal hy jou uitlag, maar jy's belaglik man. Dis die Chinese wat die ding gebou het. Top manne in hulle veld. Microchip deskundiges. Maar hy kan nie die skepping sien, wat tog nie eers te vergelyk is met hierdie dooie selfoon nie. Dit is waar ons vandag is. Dit is die wêreldsee wat so onstuimig is, wat in die mense se harte al hierdie dwaase goed bring, en dan is hulle net soos daai see. Jy kan nie kalmte in hulle harte kry, waar hulle kan stil sit en begin besef dat daar 'n groot ordelike skepping wonder is van alles wat op hierdie aarde is waar ons op bestaan. En dat ons hom moet lief hê, want al wat hy vra, wees vir my lief. Hanteer my skepping met respek en liefde. Saam. Niks verder nie. Hy vra nie vir ons om elke dag 3 of 4 keer in die rigting van Mekka te bid nie. Hy vra nie vir ons om sekere kledingstukke om ons koppe te draai nie, of niks nie. Hy vra net 'n beskeie kuis gees en 'n liefde in jou hart. En dit is wat hierdie lesings vir my elke keer dit net nog dieper inskerp. Elke keer as iemand kom by hom om te vergoed vir iets, dan sê hy, as jy iets wil doen met jou geld, gee dit vir die armes. Jy kan niks vir my vergoed nie. En moenie my uitbundig openlik prys nie. Prys my in jou hart. So al hierdie geraas wat ons vandag sien in die algemene karismatiese kerke waar mense so buitensporig te kere gaan, dis nie eintlik iets wat hy wil hê nie. Hy wil dit eintlik glad nie hê nie. Hy soek 'n stille gees en 'n gebroke hart, staan in die psalms, want daar kan hy inkom en genesing bring. En jy sal dit duidelik ervaar dat hy die genesing gebring het en dat dit nie van iemand anderste of van buite af gekom het nie, maar wel van binne af. Baie dankie, ons gaan dan verder, Woensdag weer verder.